Goeiedag kykers, wat 'n wonderlike voorreg het ons vandag om weer eens te kuier hier by Property.co.za se hoofkantoor en ons het die voorreg om met Mark te gesels van Ballater Trading. Baie welkom Mark. Dankie. So Mark, ek het nou al gehoor, daar is mense wat koop, maar hulle verstaan nie hoe werk die hele koopproses nie en jy gaan bietjie vir ons kom help en verduidelik. As jy plot en plan, hoe werk dit, die tye daaraan en wat jy doen. So vertel bietjie vir my, plot en plan, wat is dit? Okay, die plot en plan konsep is waar 'n koper kan 'n spesifieke erf koop in 'n omgewing waar hulle van hou. So hulle is nie verbonde aan 'n huis wat reeds daar is. Hulle kan 'n spesifieke area of straat kies. Hulle kies dan hulle plot, dan is dit 'n aparte kontrak vir die plot wat dan die oordrag van die plot apart hanteer word en daarbey ook spaar hulle ook redelik oordragkoste om hulle betaal net die oordragkoste op die erfbedrag, nie op die hele huisebedrag waar as jy 'n klaar huis koop, is daar baie meer kostes om jy betaal op die volle koopsom. Dan is daar 'n aparte kontrak wat 'n boukontrak is wat dan met ons gesluit word met Ballater. En dan ons het reeds planne wat opgetrek is wat goedgekeur is om onmiddellik te begin op sekere erwe of ons kan dan vir hulle bespook huis ontwerp saam met die argitekte en hulle kan dan kies en keer wat hulle budget pas en hoe groot, hoe klein en sovoorts en dan die bouproses begin ongeveer so 2 na 3 maande na die oorspronklike koop gebeur omdat die erf moet eers oordra op hulle naam en dan in daai tydperk trek ons planne op, dit gaan munisipaliteit toe vir goedkeuring en dan moet die NHBC enrollment gedoen word. Die laaste tyd van wanneer die gebou in George geval het, so 2-3 jaar terug, het die NHBC heel wat strenger geraak het, wat hulle moes eintlik gewees het, maar hulle pas nou bietjie meer reëls en goed op ons toe, so dit vat so ongeveer 'n maand om by die NHBC ons enrollments te doen, en dan begin ons bou, en die bouproses hang af hoe groot die huis is, maar ons standaardhuise van tot en met so 200 vierkante meter, vat enige iets tussen 5 en 7 maande, hang af van die tyd van die jaar, en ook hang af wat se finishings 'n kliënt insit. So dis in 'n neutop hoe 'n plot en plan basis werk. Nou sê vir my, daar was nou al 'n geribbe kabel. Is dit beter om in die somer te bou of in die winter te bou? Vertel bietjie vir ons, want daar's soveel mense wat wik en weeg. Hoe werk die hele seisoen ding? Ek wil amper sê dis half 'n myth. Ek bou al 32 jaar en as ons in die winter bou, ja, daar is bietjie meer openhoude met reën en met byvoorbeeld die mure wat nou bietjie langer vat om droog te raak. Maar ek kan nie persoonlik sê of dit beter of slegter somer of winter. Al in die winter is jy verloor nou 'n bietjie, jy weet, tyd vir die reën, maar die kwaliteit en die eindproduk is presies dieselfde op die einde van die dag. Dis ongelooflik, want jong, mense wat nie weet van bou nie, is baie skrikkerig omdat ons nie weet nie, maar dit is hoekom dit so belangrik is om by die regte bouers uit te kom en by die regte eiendomsagente uit te kom, want julle het, soos jy sê, julle werk volgens reëls en standaarde, NHBC baie belangrik. Jy kan nie enige ou kry wat 'n bakkie gebruik en hy besluit hy gaan vir jou 'n huis kom opsit wat jy vir die volgende 20 jaar in gaan bly nie, nê? Ja, ongelukkig ons bedryf, hulle probeer al hoe meer ons reguleer, maar dit is redelik ongereguleer behalwe die NHBC. So daar is ongelukkig heel wat kansvat in ons bedryf en dit gaan maar op randsent. Jy weet, as 'n kliënt wat half naïef is na jou toe kom en sê maar hy het by die ou gehoor, hy kan vir soveel werk en jy weet, so daar is baie grys areas nog in ons bedryf, maar ons poog, en soos ek sê, ek bou oor die 32 jaar en ons poog om dit reg te doen. Ja, daar's altyd 'n hiccup hier of daar, maar ek is baie erg op na diens. Ons het permanente snag span. So as daar iets fout is, ons poog om so gou moontlik uit te kom, 'n slot of 'n skakelaar of iets word so spoedig moontlik reggemaak en ons probeer regtig om na diens hoog te hou. Ja, ek moet vir jou sê, ek werk baie nou saam met Property.co.za en een van die goed wat hulle heel eerste vir my gesê het, is dat hulle werk net saam met julle weens die ongelooflike naverkope diens wat julle het.
want hulle telefoon op en julle is daar, julle maak dinge reg, hulle sukkel nie weke om julle daar te kry nie. En Ja. dit sê baie, nee, 'n mens se naam loop jou vooruit. Ons En- werk hard om dit so te doen. Ja, ongelukkig nou en dan is daar ietsie, maar ons probeer so spoedig Ja. moontlik, as daar foutjie is, dit so Ja. gou moontlik herstel en regmaak. Nee, ek moet vir jou regtig komplimenteer. Met almal met wie ek nou al gepraat het gesê julle is die regte plek om te wees. So as julle in die mark is om 'n nuwe huis te laat bou, kontak asseblief vir property.coza of maak hulle by Bellator Trading en hulle is die regte mense om jou op die regte pad te lei om daai droomhuis sonder issues te bou. Wat gaan staan na die eerste reën? Ja. Dis hy. Nou maak baie dankie dat jy vandag saam met ons kom kuier het. Waar kan hulle julle in die hande kry? Hulle kan met Property Coza praat. Hulle doen al ons kontrakte en kyk na al ons kliënte. Baie kliënte wil ons natuurlik one-on-one ontmoet wat ons dan saam met Property Coza en dan daar is altyd, jy weet, goed in die kontrak dat mense veral as hulle eerste keer plot en plan doen, veral die geldsake. Dit is deesdae die groot Ja. dis die grootste uitdaging deesdae, veral met kontantkopers wat voel hulle moet nou hulle lewens, jy weet, savings of hulle het hulle huis verkoop, hulle kom tree af. Wat gebeur met ons geld wat ons nou by iemand moet inbetaal? Ons gebruik prokureurs ook al vir baie jare saam. Hulle geld word in 'n prokureurstrasrekening inbetaal. Daar's 'n kontrak wat stipuleer wanneer ons mag eers geld trek na ons fisies gewerk en vordering. Hulle kan fisies sien die mure staan, die dak is op, die kaste is en dan word ons eers jy weet betaal. Ja. Baie mense buite vat geld vooruit wat dis waar die moeilikheid kom. Ja. So ja, en wat nice is van ons het heeltyd ons eie spekulasiehuise wat ons staan maak dat mense kan fisies sien wat hulle koop. Hulle koop nie net 'n papier nie. Ja. Hulle kan fisies sien, dis hoe my kaste lyk, dis hoe my teëls lyk, dis hoe groot die kamer is. So ons probeer soveel moontlik die mense gerus stel voor hulle pen op papier sit. Ja. Nou dit kry jy ook nie op enige plek. Mense kry 'n klomp beloftes en 'n klomp goed wat vooruit beloof is, net om daai rand in die hand te kry en dan verdwyn dit. Maar julle is die regte plek om by te stop. Mense wat ek regtig mee al gepraat het en 'n hele agentskap se vertroue is in julle en dit sê baie. So ons wil vir julle sê baie dankie as gemeenskap vir die werk wat julle in die omgewing doen en dat julle so mooi werk met mense se belangrikste ding is hulle dak oor hulle kop. En sê gou vir my as die mense nou vir Property Coza kry, Ja. dan sal hulle julle verwys na julle. Ons werk saam met hulle werk met ons. As 'n kliënt kyk vir Veldhof of St Helena, dis ons twee hoofareas, dan sal Property Coza met ons 'n afspraak reël, kliënt ontmoet, deur die planne werk en dan hopelik hulle droomhuis vir hulle bou. Nou dis so maklik soos dit. Baie dankie Mark, dankie dat jy met ons kom kuier het en ons wens julle net voorspoed toe vir die seisoen wat voorlê. Die St Helena in Veldhof is besig om te ontpop. Ek sien dis 'n gebouery en die mense trek in want dit is 'n lekker plek. Ja, ons is bevoorreg om hier te bly en werk. Ons bly plaaslik ook wat belangrik ook Ja. is. En ja, dankie vir die geleentheid. En dankie. ja, daar is ongelukkig baie bad blood in ons bedryf, maar ons probeer om dit reg te doen Ja. en skoon te hou. Dis belangrik. Want 'n ou se naam loop jy vooruit en ek sê altyd spar is net so groot. Jy wil nie agter 'n sparrak induik as jou kliënt van die ander kant af Korrek. nie. Nou ja, toe julle Veral in die kleiner dorpe. verseker. Nou julle naam loop julle vooruit vir die regte redes en ons sê vir julle dankie daarvoor. Dankie vir ja, die geleentheid. Nou ja, baie dankie dat julle ingeskakel het en gekyk het. Dankie aan Property.coza wat hierdie episode moontlik gemaak het. Mag julle 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Mooi loop.